Dr. Rykie Liebenberg het voorgraads aan die Universiteit van die Vrystaat studeer, daarna in 'n hele paar plekke in Suid-Afrika en in die buurlande gewerk, toe gaan spesialiseer in psigiatrie en in Johannesburg gewerk tot 2023. Daarna het sy verhuis na Namibië, waar sy nou nog 'n privaat psigiatriese kliniek bedryf. Hallo Rykie. Hallo, goed om jou te sien. Rykie, daar is 'n 4-letter woord wat baie min mense regtig goed verstaan. En dis een van jou belangstellings en ek sal graag wil hê jy moet vir ons meer vertel van ADHD. Dit is darm nie 'n slegte 4-letter woord nie en hoe meer mense daarvan weet, hoe beter kan jy dit hanteer. So, dis nie 'n negatiewe ding as mense dit reg diagnoseer en reg hanteer nie. So, hoe gouer jy dit diagnoseer, hoe beter gaan dit met jou. En dit behels basies dat jy 'n aandaggebrek het, maar dit skets nie die hele prentjie nie, dis meer as dit. Dit behels ook impulsiwiteit en hiperaktiwiteit in party mense. Dis 'n spektrum, onthou net, almal het nie die toestand in 'n ewe slegte graad of in 'n ewe erge graad. Daar's party mense wat dit baie gering het en ander wat dit baie erg het, wat natuurlik tot meer disfunksie lei. Met ander woorde, party mense funksioneer al het hulle hierdie sogenaamde toestand en ander funksioneer weer glad nie, afhangend van hoe erg die simptome is, maar ook afhangend van omstandighede. So as jy byvoorbeeld vir jouself werk, is dit bietjie makliker om dit in te pas. Maar as jy vir iemand anders werk, is dit moeilik, want dit behels dat mense baie dikwels uitstel en partykeer afstel om 'n ding te doen. So hulle kom in die moeilikheid, hulle haal nie hulle deadlines nie en hulle kom laat vir vergaderings en sulke dinge. So as hulle vir hulle self werk, dan is hulle geneig om dit in te pas by die versteuring. Maar dit is werklik 'n ander brein en jy word daarmee gebore, jy erf dit oor van jou voorvaders af. Nie iets wat jy daaraan kan doen eintlik nie. Maar soos ek sê, as dit vroeg gediagnoseer word en behandel word, dan gaan dit beter, want dis 'n siekte wat van kindsdae afkom hierdie. Dis reeds in klein kindertjies daar. En dit soos dinge moeiliker raak, sê maar hoërskool of by die einde van hoërskool veral, raak dit baie moeiliker om dit te hanteer. Jy sê dis vir my, dit kom ook in volwassenes voor. Ja, beslis. Toe ons op universiteit was, is ons geleer, as jy 13 jaar oud is, dan ontgroei jy hierdie, en hulle het dit toegenoem minimale breindisfunksie. Later het dit ander name gekry, maar dit is basiese breindisfunksie waarmee jy gebore word en wat deur jou leeftyd bly bestaan. Dis nie 'n siekte wat weggaan nie. So gaan ook nie weg as jy 18 is en universiteit toe gaan nie. Dis partykeer baie erger eintlik, want dan is jou struktuur, jou dinge wat jou in stand hou, soos jou ma wat jou wakker maak in die oggend, of iemand wat vir jou deur die dag, juffrou wat vir jou sê, jy moet nou soontoe gaan en jy moet nou soontoe gaan, jy moet oor 2 weke jou projek inhandig en onthou jy wiskunde huiswerk vir môre. Alle goed val weg as jy universiteit toe gaan. So dit laat kinders baie keer in 'n baie moeilike situasie, alles val uit mekaar uit. Maar daar's nie 'n bloedtoets voor nie. Nee, jy moet dit klinies diagnoseer. Daar is vraelyste wat 'n mens kan doen om te screen daarvoor, maar jy kan dit nie op 'n scan nie, jy kan dit nie diagnoseer op 'n EEG nie, en jy kan dit nie diagnoseer op 'n bloedtoets nie. Dis 'n kliniese diagnose en daar's redelike vaste stel diagnostiese kriteria. So as mens dink dokters diagnoseer dit te maklik, ons probeer baie sterk as ons pasiënte sien, en dis nou ons groep mense wat in ADHD belangstel, om vir die dokters te leer, jy moet eintlik probeer om te bewys dit is nie daar nie. Jy moet nie aanvaar dis daar as iemand sê ek kan nie konsentreer nie of ek sukkel om te konsentreer. Want ons grootste probleem deesdae is gebrek aan slaap. Mense slaap te min en dan kan hulle nie fokus nie. En partykeer is dit vir 'n rede, hulle het 'n klein baba of hulle werk deur die nag om hulle projekte klaar te kry, maar baie keer is dit maar net 'n slegte gewoonte, hulle gaan te laat slaap, en die ander ding is misbruik van tegnologie. Te lank op 'n skerm wees, of dit nou 'n laptop of 'n selfoon of 'n TV is, en dit lei tot verergering van die gebrek aan fokus. Die ander ding wat jy moet versoek is ander medikasie en ander siektes. Met ander woorde, as iemand 'n klomp kodeïn gebruik vir pyn, gaan hy nie goed konsentreer nie. As iemand byvoorbeeld sterk anti-inflammatoriese goed of kortison gebruik, kan dit ook 'n tydelike verergering veroorsaak. Enigiets wat jou brein affekteer.
Maar wat leefstyl betref is dit veral te min slaap en te veel skermtyd. Ook in volwassenes, hulle raak betrokke by die internet, hulle gaan in daai paadjie af, in daai tonneltjie af, en daar bly hulle vir ure. Behandeling of hantering van hierdie baie moeilike probleem kan tog seker nie maklik wees nie. Hoe benader 'n mens dit? Die behandeling staan op 'n paar pilare, as ek dit so kan noem. Die een is medikasie, die ander een is leefstylmodifikasie en die derde een is afrigting of terapie, veral kognitiewe gedragsterapie wat jou help om dit beter te struktureer. En jou beste resultate kry jy as jy al die hele prentjie gebruik. Byvoorbeeld oefening alleen kan jou konsentrasie opstoot met 20%. En as jy langer as 3 maande aanhou oefen, dan is dit 'n konstante effek. So oefening is baie belangrik, genoeg slaap is baie belangrik, slaaphigiëne, met ander woorde, hoe laat gaan jy bed, hoe laat gaan staan jy op, wat is jou kwaliteit van slaap, en om ordentlik te eet, want jou brein het kos nodig, en wat hy nodig het is omega-3 en foliensuur, wat jy kry in groentes, in avokados en bessies van allerlei soorte. So, en omega-3 wat jy natuurlik in vis kry. Dis die enigste goed waarvoor ons bewyse het wat jou brein gaan help om beter te fokus. Met ander woorde, jy moet gereeld oefen, jy moet genoeg slaap, jy moet goed eet, dan vorm jy die basis van goeie breinfunksie. En goed wat jy moet vermy is natuurlik goed soos alkohol, dagga wat baie sleg is vir jou breinkonsentrasie, want mense zone heeltemal uit op dagga. Hulle kan nie fokus of konsentreer nie. En natuurlik die skermtyd. So jy moet alkohol ensovoorts probeer uitsny, skermtyd minder maak en die goeie goed maksimaliseer. Dis moeilik om iemand te kry om jou af te rig of te coach in Suid-Afrika. Daar's min mense wat spesialiseer in aandaggebrek. Maar jy kry aanlyn kursusse, jy kry goed wat jou kan help. En dan die medikasie het ons 'n paar opsies. Die een groep is stimulante en die ander is non-stimulante. Maar die woord stimulant is die verkeerde ding, want mense wat aandaggebrek het, is nie gestimuleer deur hierdie medikasie. Dit maak hulle kop stil, sodat hulle kan fokus. So die stimulante is metielfenidaat. Dis byvoorbeeld Ritalin en Concerta, hulle behoort almal aan daai groep. Daar's nou 'n nuwe een in Vyvanse wat eintlik baie goed werk. Hy het 'n baie sterk effek op dopamien, so hy help regtig baie om konsentrasie en fokus te verbeter. Die non-stimulante is sekere antidepressante, byvoorbeeld, ek gaan maar die name noem, Wellbutrin of Effexor of Duloxetine. Daar's 'n hele paar antidepressante wat noradrenaline en dopamien verhoog, maar hulle is nie so effektief soos die spesifieke ADHD-medikasie. En dan is daar 'n non-stimulant genaamd Strattera, wat goed werk, maar hy vat 'n bietjie langer. So, die mens moet geduld hê. Jy kan nie, 'n matriekkind kan nie by jou kom 3 weke voor die eksamen en sê, ek wil nou medikasie, want ek skryf vir 3 weke medikasie met my nou help nie. Dis te laat. Dis in elk geval te laat op daai stadium. Dan is die koel al waarskynlik deur die kerk. Stresbestuur is belangrik. Jy moet kyk na jou omgewing en wat is dit wat jou op die oomblik miskien jou simptome slegter maak of beter maak. Die ene wat ek behandel het was 'n tech-ou, so hy het gesit by sy rekenaar en 'n programmering gedoen en baie goed gedoen. Wat niks het hom gesteer nie, hy het sy oorfone in, hy stil, alles gaan goed. Toe bevorder hulle hom na bestuur toe. So nou moet hy in vergaderings sit, hy moet notules neem, hy moet onthou, hy het 'n span mense wat hy moet bestuur. Toe skielik kan hy glad nie cope nie. Hy was kwaad die hele tyd, want die van die simptome wat baie ernstig is nogal in ADHD is emosionele wanregulasie. So mense het woede-uitbarstings, hulle raak geïrriteerd, hulle kom nie baie reg met ander mense nie, of dit nou by die huis is of by die werk is. So die medikasie strek bietjie wyer as net die werksituasie. So jy moet met mense praat oor stresbestuur ook. Rykie, as ek die ding nou reg verstaan, dan is dit 'n dopamien probleem. Ja, meestal en ook noradrenaline, maar meestal dopamien. So wat dopamien doen is, hy sny die geraas uit. Dis soos 'n oudtydse radio's wat jy moet intune. Jy moet die geraas uitsny, jy moet op die stasie kom. So noradrenaline gee vir jou daai fokus, hy sit vir jou op die stasie en dopamien sny die buitegeraas uit.
Want mense met aandaggebrek is afleibaar. So as die hond blaf buite of die telefoon lui of daar sit iemand en tik met 'n pen in die kantoor of iemand praat op die foon, dan kan hulle nie konsentreer nie. En die ander probleem is, hulle is interne afleibaar. Hulle gedagtes dwaal. Hulle dink aan boerdery in plaas van wat hulle nou moet sit en doen, of hulle sal sommer net, hulle gaan net op 'n afdwaalpaadjie wat hulle heeltemal nie teenwoordig is. Hulle liggaam sit daar, maar hulle kop is op 10 ander plekke. As 'n ouer dan vermoed sy kind het so 'n probleem, hoe moet hy dan hierdie aandagafleibaarheid hanteer? Wel, ek dink mens moet eers 'n diagnose kry en jy moet seker maak dat die leefstyl goed in plek is. Hy moenie te veel screen time hê nie. Hy moet vroeg gaan slaap, hy moet gesond eet, hy moet baie oefening kry. Nee, daar is sielkundiges en daar is ook pediaters, daar is pediatriese neuroloë en daar is kinderpsigiaters, maar ook ander psigiaters wat weet van ADHD, wat dit kan diagnoseer. Dus die probleem kom eintlik as ons wil terapie doen met iemand wat moet help en struktuur skep en so, daar's min van hulle. Die diagnose kan jy wel maak, maar jy moet maar iemand kry wat bekend is met die toestand, wat dit nie gaan diagnoseer as dit nie daar is nie, of die diagnose mis nie. Rykie, is daar 'n verband tussen outisme en aandagafleibaarheid? Ja, daar's 'n oorvleueling met outisme en baie dikwels nogal is daar 'n oorvleueling met outisme. Wat dit is 'n kommunikasieprobleem outisme, soos jy weet. Mense kan nie kommunikeer met die mense rondom hulle nie, maar die twee kan ook apart voorkom, onthou, maar daar's definitief 'n oorvleueling van simptome en hulle kom dikwels saam voor. Dan moet 'n mens baie versigtig wees om die regte diagnose te maak. Die aandaggebrek kan jy behandel, soos ek gesê het, met al die dinge wat jy kan doen. Die outisme is moeiliker. Dit is baie moeilik om te behandel, selfs in terapie. Hulle sukkel maar as hulle dit weet en hulle verstaan dit, dan gaan dit ook al beter met hulle. Dan verstaan hulle hoekom hulle baie keer optree soos wat hulle optree. Rykie, ek dink dit is vir ouers nogal 'n probleem. In die eerste plek weet hulle nie waar hierdie ding vandaan kom nie. In die tweede plek hoe en deur wie dit hanteer moet word nie. Maar hulle het wel 'n rol by voorkoming. Nou, ek het 'n proef gesien waar navorsers muise blootgestel het aan sigaretrook en spesifiek dragtige of swanger muise. En al die muisbabas wat daaruit gebore was, het tekens getoon van aandagafleibaarheid. Ja. Definitief is daar voorgeboortelike faktore. Rook is een van hulle, maar weer eens stres by die ma. En ek weet nie altyd hoe mens dit voorkom nie, maar jy moet weet dat jy reeds die stresstelsel aktiveer tydens swangerskap. So jy moet stres goed hanteer en jy moet definitief goed soos rook en enige ander toksiese goed probeer vermy, so ver as moontlik. Nou deesdae weet ons dit, ek meen dit was nie so 'n paar dekades gelede nie. Almal het gedink is maar gaan nie so groot verskil maak nie, maar dit maak so groot verskil. So stres, rook, loodblootstelling, maar dis nie eintlik deesdae 'n probleem, glo ek, in ons samelewing. Daar's nie meer loodverf of so nie. En die ander ding is natuurlik 'n baba wat prem gebore word, is ook meer geneig om aandag. Dis 'n risikofaktor vir aandaggebrek. Weereens weet ek nie of mense dit eintlik kan voorkom nie, maar om bewus te wees daarvan dat dit 'n risikofaktor is, ja. Ek het ook ergens gesien dat sekere pasiënte voordat hulle gediagnoseer word, rook en dat daardie rook dan die aandagafleibaarheid probleme bietjie verdoesel of die diagnose 'n bietjie maskeer. Dit kan tot 'n mate, want die nikotien is 'n stimulant in jou brein. So hy help jou beter fokus, soos kaffieïn. Dit help jou beter fokus en konsentreer, maar ons weet almal wat die langtermyn gevolge van rook is. En dit help nie vir enige verslawende ding. Sy effek word minder en minder met ter tyd. Of dit nou kaffieïn of nikotien of kokaine of wat ook al is. Die effek word minder soos tyd aangaan en dan rook hulle meer en dit werk weer nie na 'n lang tyd nie. So dis nie 'n baie funksionele manier om dit te hanteer. Ek sien dat mense in tronke nogal 'n baie hoër persentasie van ADHD het as wat die algemene bevolking het. Ja, dis korrek, veral in jong mans. Ek meen die algemene die insidensie in die bevolking is 3 tot 4% onder volwassenes. Bietjie hoër onder kinders, maar in tronke, in jong mans in Engeland is dit 30 tot 40%. Hulle is dikwels in die moeilikheid met wetstoepassers, omdat hulle impulsief is
Hulle is hiperaktief, hulle drink te veel en dan bestuur hulle. Die meisies is blootgestel aan tienerswangerskappe weens die impulsiwiteit. Hulle het riskante gedrag, hulle neem risiko's, want hulle dink nie aan die gevolge nie. Want onthou dit lê hier in jou frontale lob. So jou frontale lob doen twee goed. Dis jou CEO, dis jou uitvoerende deel van die brein. Met ander woorde, hy laat jou goed uitvoer wat jy beplan of wat jy is. En sonder dit sukkel mense om dit uit te voer. Die ander rol van die frontale lob is om inhibisie te gee. Met ander woorde, dit stop ons om stupid goed te doen. So as jou frontale lob nie funksioneer soos hy moet nie, dan doen mense goed sonder om te dink. Hulle sê wat hulle dink, hulle doen wat hulle dink, sonder om aan die gevolge te dink, die langtermyngevolge. Hulle gee geld uit, hulle dobbel, daar's allerlei goed wat hulle doen, wat die frontale lob eintlik moet keer, maar hy funksioneer nie goed nie. Rykie, ten slotte wil ek dankie sê vir hierdie inligting. Ek dink dit is baie interessant en ek dink dit is vir ouers nogal leersaam, want veral in die beginstadiums dink ek sal baie ouers nie professionele hulp gaan soek daarvoor nie. Ek hoop ons kan op 'n latere geleentheid meer in diepte weer gesels, maar intussen baie dankie dat jy hierdie passie van jou met ons gedeel het. Baie dankie. Plesier. Mooi bly.